Goeiedag, welkom by hierdie uitsending. Mag jy hierdie tydjie in die woord van die Here geniet saam met my en uitkom by dit wat vir jou bedoel is. Ons is in Pinkstertyd in ons gemeente NG Klerksdorp Doringkruin, vier ons dan ook vandag die sakrament van die nagmaal. Die nagmaal waar ons terugdink aan Jesus se eenmalige offer aan die kruis en sy opstanding uit die dood, om die pad van 'n nuwe lewe in Jesus Christus vir ons almal moontlik te maak. Jesus het ook opgevaar hemel toe. Ons het hemelvaart verlede donderdag gevier. Hy het ons nie hier alleen aan ons eie lot oorgelaat nie, maar sy Gees, die Heilige Gees aan ons geskenk, om derentyd by ons te wees, saam met ons. Kom raak nou saam met my stil voor hierdie God aan wie ons hele lewe in oorgawe behoort. Here Jesus, dankie vir die uitstorting van u Gees oor ons almal. Titus 3 vers 6 sê uitdruklik, God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort, deur Jesus Christus, ons verlosser. Die boodskapvertaling van dieselfde vers stel dit so pragtig. God het ook nie net 'n klein stukkie van die Heilige Gees aan ons gegee nie. Nee, deur die toedoen van Jesus Christus, ons verlosser, het hy die Heilige Gees in sy volheid oor ons uitgestort. Here, dis die werklikheid. Dis vir almal van ons bedoel. Help ons dan om dit te begryp en so te leef dat ons u heerlikheid al meer en meer sal uitstraal, soos wat ons onsself ook al meer en meer oopstel vir die Heilige Gees se werking in ons. Ons eer u in u drie-eenheid, o God, as Vader, Seun en Heilige Gees, ons enigste Here. Amen. Daar waar jy jouself nou bevind, groet en seën God die Vader, God die Seun Jesus Christus, God die Heilige Gees jou, met sy Pinksterseën, genade, liefde en vrede in oorvloed vir jou. Ons vier vandag die uitstorting van die Heilige Gees. En ek bid dat jy die Heilige Gees inderdaad as 'n werklikheid in jou eie lewe ervaar. Ja, dat jy jouself, jou lewe oorgee aan die leiding van die Heilige Gees binne in jou. Maar dan vier ons op hierdie Pinksterfees ook die sakrament van die nagmaal. Die nagmaal wat ons herinner aan Jesus se oneindige groot liefde vir ons as sondaars, vir sondaarmense. Liefde wat hom daartoe gebring het om sy lewe af te lê vir elkeen van ons. Ware, opregte liefde. Ons kan tog nie die Heilige Gees se werking verstaan of hom as 'n werklikheid ervaar as ons nie hierdie liefde in ons lewens het nie en dit sigbaar uitleef nie. Die tema in hierdie geleentheid is dan ware liefde wys. Ware liefde wys. Want jy sien, hierdie liefde kan 'n mens nie wegsteek nie. Ek lees vir ons teks 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot 21 in die 83 vertaling. Jy's welkom om dit nou op die skerm saam met my te volg. 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Die opskrif: God is liefde. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie,
het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde sy doel volkome bereik met ons, het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Ek wil vra dat daar waar jy jouself nou bevind, jy jou oë sal toemaak en so bietjie dink oor hierdie pas afgelope week wat in jou lewe verby is. Dink so bietjie oor hierdie afgelope week wat verby is. Ek wil vir jou 3 vrae vra. In die eerste plek, waar het jy hierdie afgelope week liefde beleef? Waar het jy liefde beleef hierdie afgelope week? Sê vir die Here nou, daar waar jy jouself bevind, dankie daarvoor. Die tweede vraag, waar het jy liefde uitgedeel hierdie afgelope week? Waar het jy liefde uitgedeel hierdie afgelope week? En dan wil ek vir jou vra, daar waar jy jouself bevind, sê nou vir die Here dankie daarvoor. My laaste vraag, waar het jy hierdie afgelope week dalk die kans laat verbygaan om liefde uit te deel? Waar het jy die kans laat verbyglip om liefde te deel? En dan wil ek hê jy moet met die Here daaroor praat en dit voor hom bely. Wees eerlik daaroor. God is liefde. Dis wat ons teks ons op ons harte druk. 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. God is liefde. Nie fake, aangeplakte, vals liefde nie. Nee, ware, egte, omgee liefde. Liefde wat God sy enigste seun gekos het, ter wille
van 'n verlore gaande wêreld. Nou die woord liefde in Grieks is dit agape, kom hier in ons teks, net in ons teks, hier in 1 Johannes 4 vers 7 tot 21, kom agape 29 keer voor. So, dis met ander woorde baie duidelik waaroor ons teksgedeelte gaan. En dit is liefde, liefde, liefde en nog 'n keer liefde. Ek moet egter in hierdie geleentheid, moet ek ook die woord vrees noem. So baie van ons mense in ons dag is nog in vrees vasgevang. Nou, die Griekse woord wat met vrees vertaal word, is phobos. Phobos. Hoor jy ons Afrikaanse woord fobie in daai Griekse woord phobos? Phobos, fobie. Dit is inderdaad die harde werklikheid, dat baie van ons mense met sulke vrese of fobies sit. Ons is bang vir so baie dinge. Ons leef, kan ons sê, in 'n wêreld van vrees. Ons is geneig om te dink alles en almal is daarop uit om ons by te kom, ons in te loop of om ons seer te maak. En jy sien, vrees keer of verhinder die Heilige Gees se werking deur ons lewe. Dit keer, vrees keer dat jy doen wat die Here jou roep om te doen. Vrees keer dat ons die heerlikheid van Jesus Christus uitstraal. Vers 18 van ons teks sê, waar daar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees. Nou met dit wat ek nou so pas vir jou gesê het oor vrees, sou ons nou ook vers 18 kon omdraai en sê, volmaakte vrees verdryf liefde. Wat 'n harde wrede werklikheid. Jy sien, massiewe vrees wat ons hele lewe oorheers, maak dit onmoontlik vir ons om op ons gemak te wees, om veilig te voel of om 'n besef te hê van ons eie waarde, dat die Here jou absoluut uniek geskape het en dat hy jou geseën het met spesifieke gawes waarmee hy wil hê jy en ek in sy koninkryk moet dien, betrokke moet raak. Vrees keer dat ons regtig uitreik na ander mense. Ja, vrees keer dat jy en ek ons lewens oopmaak vir ons naaste. God is liefde, sê ons teks 1 Johannes 4 vers 7 tot 21. En dit is wat ons vanoggend op hierdie Pinksterfees opnuut moet hoor. Dis wat jy en ek moet weet. Dis wat ons moet begin verstaan. Dis waaroor die hele 1 Johannes brief, trouens die hele Bybel handel. En dit is, God is liefde. God is liefde. Ja, en God se liefde word aan jou en my geopenbaar in Jesus Christus. God het hierdie wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het as 'n offer. Dis dan letterlik in hierdie offer van God, wat mens geword het, afgekom het aarde toe, om die lydenspad te kom stap, end uit, wat uitgeloop het op sy kruisiging, sterwe en genadiglik ook sy opstanding uit die dood. Dis absoluut in daai handeling waarin jy en ek hierdie liefde beliggaam sien. God is liefde. Sy wese, sy alles spreek
van liefde. Egte, opregte liefde. En dis hierdie liefde wat die Here Jesus dan uitstort in die harte van sy kinders. So, as jy sê dat jy 'n kind van God is, het jy hierdie liefde en gaan ons dit verseker reg deur jou hele lewe sien. Want jy sien, hierdie liefde is iets wat 'n mens nie kan wegsteek nie. Dit borrel uit 'n mens se lewe uit, soos 'n opborrelende fontein. Ware opregte liefde is 'n karaktertrek van elke kind van God se lewe. Galasiërs 5 vers 22 handel oor die vrug van die Gees, die vrug wat jy en ek as kinders van die Here in ons lewens moet dra, as die Heilige Gees ons lewens elke dag volmaak, ook na Pinkster, die lewe vorentoe in. En dan word liefde in Galasiërs 5 vers 22 heel eerste genoem. So, liefde is die skil wat die skyfies van die lemoen bymekaar hou. As liefde ontbreek in jou lewe, dan ontbreek al die ander belangrike karaktertrekke van 'n kind van God, wat daar in Galasiërs 5 vers 22 opgenoem word. En vriende, dit het my laat wonder, is die gebrek aan hierdie ware egte liefde dan nie juis die rede waarom so baie Christelike waardes in die lewe van ons dag weggeraak het, besig is om heeltemal te verdwyn? En dan kan 'n mens nie anders as om die vraag te vra, maar is 'n persoon dan regtig 'n kind van God? Hoe kan iemand 'n kind van God wees, maar jy het nie hierdie liefde in jou lewe nie? Jy leef nie hierdie ware opregte liefde uit nie. En hoe kan 'n mens dan getuig van die Heilige Gees as 'n werklikheid in jou lewe? Dis mos onmoontlik sonder ware opregte Jesus liefde. Romeine 8 vers 38 en 39 sê so mooi dat absoluut niks ons van hierdie liefde van God kan skei nie. Niks. Kan jy iets aanvoel van die krag en al die moontlikhede wat binne in hierdie ware opregte liefde opgesluit lê? Dit is die krag wat die wêreld nog altyd deur al die eeue verander het en wat die wêreld van ons dag ook nog steeds kan verander as al Jesus se volgelinge aan boord klim en in hierdie liefde bly. Ja, niemand het gesê dis maklik nie. Die liefde wat ons in Jesus sien, beteken selfprysgawe en offer. Om hierdie liefde opreg te beleef en uit te deel aan ander, moet jy voortdurend sterf aan jouself, die eie ek. En jy moet jouself as 'n offer aan Jesus gee. Romeine 12 vers 1 en 2 roep ons op om onsself so as lewende, heilige offers aan die Here te gee. Genadiglik het Jesus ook vir ons sy Gees gegee. En dan sê die woord, ons het nie net 'n klein stukkie van die Heilige Gees ontvang nie. Nee, Titus 3 vers 6 sê, God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort, deur Jesus Christus, ons verlosser. So, jy het die Heilige Gees in sy volheid ontvang as ware kind van God. Onthou dit, jy het die Heilige Gees in sy volheid
ontvang as kind van God. Dis die Heilige Gees wat ons help om in God en daarmee saam in God se liefde te bly. Amen. Here, baie dankie vir hierdie liefde wat U met U kruisiging vir ons gedemonstreer het. Met U lyding, sterwe, U kruisiging, het U absoluut daai liefde vir ons gedemonstreer. Liefde wat U ook in ons harte uitstort. O Here, help ons dan om hierdie liefde uit te leef, uit te deel, aan te gee. En ons is nie alleen hierin nie. U het U Heilige Gees aan ons gegee om ons terug te lei en te bestuur in elke faset van ons lewe. Ons prys U naam. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Jesus stuur jou uit met sy liefde. Gaan leef dit opreg uit. En nou spreek ek die drie-enige God se seën oor jou uit in hierdie woorde van Efesiërs 3 vers 18 en 19. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Amen. God is liefde, juich ons harte, en bekend wat liefde doet, dat Hij ons zijn ziel gespierd, om ons zonde te verzoenen. God is liefde, juich ons harte, en bekend wat liefde doet, dat Hij ons zijn ziel gespierd, om ons zonde te verzoenen. Hij kan eerste lief gehad heeft, en het liefde ons vergeeft. Nou kan ons zijn God geboren, uit die bron van liefde leeft, uit die bron van liefde leeft, uit die bron van liefde leeft. God is liefde, juich ons handen, en bedenk wat liefde doet, dat Hij ons zijn ziel gestuurd heeft, om ons zonde te verzoenen. Hij kan eerste liefde heeft, en het liefde ons vergeeft. Nou kan ons zijn